Cherie en Suzette, ek dink julle is die ideale gaste vir 'n ma en 'n mikrofoon se episode so rondom Moedersdag. Dankie dat ma en dogter hier by my in ons virtuele ateljee kuier. En kom ons begin sommer, ek wil by julle twee hoor, wat beteken Moedersdag vir julle en hoe vier julle dit gewoonlik? Eintlik, ons vier nie elke dag Moedersdag nie. Ek vier omdat my ma by my is. Ons Moedersdag gaan nie net oor Moedersdag nie, dit gaan oor eintlik die liefde wat ek by my ma kry en elke liewe dag. Dis nie net op Moedersdag nie, dis maar net elke liewe dag wat vir my elke 5 sekondes in my ma sê ek is lief vir ma en dis wat my ma beteken op my doen want die lewe is so kort, mens weet nooit wanneer gaan jy eendag hemel toe gaan nie. Dis hoekom ek maar vir my ma sê ek is lief vir ma en dankie vir wat sy alles vir my doen. En ja, voor sy vir my iets sê wat om te doen, doen dit vir myself. Ek stem nogal saam met haar. Ek het groot geword in 'n huis waar my ma gesê het, Moedersdag is nie net op Moedersdag nie. En ek dink dit is wat by my huis gebeur het, is dat ek vir hulle gesê het, weet jy mag niks gaan koop op Moedersdag nie, want dis nie 'n geldmaak ding nie. So as jy enigiets wil doen, kan dit uit jouself wees, dit kan woorde wees, dit kan iets wees wat jy gemaak het of wat ook al, maar nie iets wat jy koop nie. En ek dink dit het ek op hulle miskien dan so 'n bietjie afgevryf, want ek het vir hulle en ek dink daarna wat ook gebeur het is hulle pappa is oorlede. En dit was vir my half onregverdig dat ons 'n Moedersdag en nie 'n Vadersdag het nie. So ons het ek het besluit my verjaarsdag is Moedersdag, Vadersdag, alle dae gesinsdae, dis die lekkerste dag in die jaar. Maar ek stem met Cherie saam. Omdat ons so na aan mekaar is, die ander twee sissies is verder. Ons een sussie is in Johannesburg, ons ander sussie is in Engeland, getroud met kindertjies. En ek gun hulle moet Moedersdag vier. As dit Moedersdag is, dan bel ek hulle. Want dit is my so lekker dat hulle nou moeders is en dat hulle dit kan vier. Ek dink ek probeer myself nie op die voorgrond plaas op Moedersdag nie, maar eerder ons verhouding met mekaar, my en Cherie. Ja, ons eintlik as dit verjaar, dan kan ons 'n groot ophef daarvan, maar net nie Moedersdag nie. Ek wil nou juist praat oor daai baie spesiale verhouding tussen julle twee. Julle is 'n baie close ma en dogter. Wat is die geheim van hierdie nabye band van julle twee, want julle moet seker ook maar partykeer koppe stamp en met mekaar vassit. So hoe bly julle nog steeds sulke goeie vriendinne en so close ma en dogter ten spyte van die uitdagings wat daar soms is? Ja, moet sê ek het my ma baie lank vas baklei, maar ek kan sê wat my ma ek kan nie eintlik self bestuur nie. So my ma ry maar rond. Of voel ek skuldig om my ma moet rondry, maar ek weet sy doen dit met liefde en alles wat sy vir my doen is net lekker. Ons doen lekker dinge saam. Ons drink saam koffie wanneer ons nie so baie besig is, drink ons saam koffie of ons gaan travel oor see. Dit is wat ek en my ma saam doen. Ek dink die groot ding tussen my en my dogters was altyd, hulle is mense in eie reg. En dat ek hoef myself nie op hulle af te druk nie en hulle hoef nie te wees soos ek is nie. Selfs nou as ek by my ander dogters kuier wat kinders het, kan ek nie vir hulle sê hoe hulle kinders moet grootmaak nie, want dit is hulle kans. Ek het my kans gehad. En ek dink altyd ons as ouers moet nie dink ons kinders moet replikas van ons wees nie. Hulle moet replikas wees van die mens wat hulle is. En hulle is nie net ek nie, maar ook die pappa en die mamma. En hulle is hulle eie persoonlikheid en ek gun my kinders om hulle eie mens te wees en ek dink dit maak ons baie na aan mekaar. Ek gun Cherie om Cherie te wees. Ek probeer nie voorgee dat Cherie tipies is nie. Ek weet sy het 'n ekstra kromosoom, ons is trots daarop, ons lag daaroor, ons maak grappies daaroor. Ons lag verskriklik baie. Sy vang my sin vir humor vinniger as wat ek dink sy gaan en ek dink dit maak dit net so lekker. Ek sal iets sê en dan sal ek wonder of sy dit gaan agterkom dat dit nou eintlik 'n grapjie is en dan lag sy daaroor. So ek dink daar's so baie humor en lekker. Maar een ding wat ek vir jou wil sê wat ek dink mense vir die ouers kan oordra. Ek is baie betrokke met Down syndroom. Down syndroom Suid-Afrika, Down syndroom internasionaal Down syndroom. En ek was nou lank ondervoorste van Down syndroom South Africa. En dit was regtig 'n besige tyd want ons was vreeslik besig met Down syndroom. En
Cherie self het geweldig baie optredes en sy het baie dinge wat sy doen omdat sy 'n persoon met Down syndroom is. So skielik het dit nogal baie geraak. En ek het een middag by haar gekom en sy was verskriklik hartseer. Toe sê sy's alleen. Toe sê ek, wat maak keer? En toe sê sy, mamma is so besig met Down syndroom dat mamma nie meer tyd het vir my nie. En dit het my ontsaglik geraak. Want dit is waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor die mense daar buite nie. Dit gaan oor my kind. En ek het bedank as ondervoorsitter van Down syndroom South Africa, want dit het geweldig baie energie gevat. En ek ondersteun hulle nog, ek ondersteun enige mens met Down syndroom. Maar nou fokus ek meer op Cherie. En ek is weer getroud, haar pappa is oorlede, en ook op hierdie persoon wat nou die res van my lewe met my die pad stap. Ek dink ons moet baie keer pas op, ons is so besig met ons kinders, dat ons nie met ons kinders besig is nie. Ons is besig met goede van ons kinders. En dat ons weer tyd maak om te gaan koffie drink, want ons het nie meer Vrydagmiddag gaan koffie drink nie, dis ons koffiedייט. Ons altyd laat ons hare blaas op 'n Vrydag en dan gaan drink ons koffie en ons recap, ons gesels oor die week se lekkerte en Sondag gaan ons kerk toe en ons doen hierdie goed en ewe skielik was mamma te besig en ek sê, gaan jy omgee as ons huis toe gaan, want ek moet voor die rekenaar gaan sit en ek het gestop daarmee. Ek fokus nou op my kinders. Dis waardevolle raad. Ja, ek dink ons moet ophou ook op ons kinders se prestasies of op wat ons kinders, ons wil hê ons kinders moet bereik of wat hulle wil bereik. Dis nie belangrik nie. Dis nie belangrik nie. Wat wil die Here hê moet ons bereik? Wat wil die Here van ons sê? Wil die Here die kind hê wat eerste staan in die klas en vinnigste hardloop, of wil die Here die kind hê wat sag is en mooi is met hulle maatjies? En ek dink dit kan ons ouers alleen doen as wat tyd is vir ons kinders en ophou fokus op prestasies. Sjoe, baie dankie Suzette. Ek dink dit is iets wat elke ouer moet hoor. Waardeer daai boodskap. As jy net so terugdink, jy praat nou van julle koffieafsprake en die dinge, maar jy het ook soos Sherine nou gesê het al die wêreld vol gereis. So vir elkeen van julle, as julle so terugdink aan julle tyd saam, wat is een herinnering of memory wat uitstaan van ma en dogter se tye saam? Cherie, as jy terugdink, wat was 'n hoogtepunt van jou en jou ma se tye saam? 'n Paar. Dit was 'n hele paar, maar wat vir my regtig uitstaan is ek so praat na die tyd, dan sê my ma vir my, dit was goed geweest, sy is trots op my. En elke keer as ek my toespraak moet gaan doen, dan weet ek wil iets my ma doen, dat sy kan sien, dat ek my woorde mooi uitspreek en reg sê en alles. En dan sê, gewoonlik as ek nou klaar gepraat het, reg, dis die een hoogtepunt reg, dat my ma vir my sê, great. Maar wat doen ons voor jy praat? Voor ons praat gewoonlik, dan bid ons altyd, dat die Here my sal seën, dat die mense nie na my luister nie, dat die mense na die stem van Liewe Jesus luister. Dit is nogal belangrik vir ons, dat as voor Cherie praat, dan dra ons dit wat gaan gebeur in hierdie byeenkoms, of dit vroue, manne, of dit by die UN is, ons dra dit aan die Here op, en dat die Here se wil moet geskied, nie ons wil nie, en dat daar geen fokus op die mens moet wees nie, maar die fokus moet wees op God wat in ons hartjies is, op die Heilige Gees, op Jesus Christus se lig, en die lig van Jesus moet uit Cherie uitkom, en dan is dit al wat ek voorbid, en wat sy en ek saam voorbid, en ons dra dit op, en dit is dink ek die belangrikste ding, is dat ons moet nie dink, dit wat ons doen ons net vir onsself nie, ons wil dit nie vir onsself doen nie, want dit sal leeg wees. Okay, maar wat is hoogtepunte nou? Die hoogtepunte is wanneer ek en my ma saam travel. Nou vertel van 'n hoogtepunt, sy vra. Die eerste hoogtepunt was, toe ek by die United Nations gaan praat het op World Down Syndrome Day, dit is eintlik ons vier Down Syndrome Day op die 21ste Maart, dis internasionale Down Syndrome Day, World Down Syndrome Day. So toe ek daar gaan praat, en dit was ongelooflik, dit was net ongelooflik geweest, dat die Here my daar kan gebruik, en toe ook 'n hoogtepunt geweest, ek het intussen 4 jaar, en toe gee my ma vir my persent, maar die persent was bitter baie duur,
en ons het Mont Blanc gesien en is die mooiste bergpieke met sneeu op en ons het kabbelkarretjies gery en om daai mooi te sien en dit was ook 'n hoogtepunt. Wat was die dier geskenk? Ek is nou nuuskierig, of was dit die reis? Die toer. Ja, die toer ja. van Mont Blanc, dit was die geskenk. Dit is 'n baie lekker geskenk. Wow. Ja. My laaste hoogtepunt was met my sussie se berekenaar in Engeland en toe het sy vir my gereël dat ek met haar werksmense gaan praat en dit was ook 'n lekker hoogtepunt. Hoekom was dit vir jou hoogtepunt dat jy by haar mense gaan praat het? Dat ek dink ja mens, kollegas weet kon ek sê Ja, wie ek reg is nie. dat jy 'n persoon met Down syndroom Dat is. ek met 'n persoon met Down syndroom is nie. En dit ek vir hulle verduidelik, ja, ek is, maar dis oukei. Dis oukei om te wees wie ek is. Dit was vir my 'n baie interessante ervaring om te sien hoe belangrik dit vir Cherie was, dat haar sussie trots genoeg was. Sy is 'n vernoot by 'n baie groot firma en dat sy trots genoeg was om haar sussie met Down syndroom van Suid-Afrika te kry om met haar kollegas te praat en hulle te motiveer om hulle beste te doen. En ek het nie besef hoe baie dit vergelyk vir haar om by die UN te gaan praat, is dat haar sussie tevrede is en trots is op haar. So dit was vir jou spesiaal. Weet jy, daar was 'n paar goedjies, jy kan nog dink of daar nog vir jou is. Okay. Maar sy het in Jerusalem gepraat voor die oorlog. En sy is genooi na 'n kongres toe en sy was die enigste nie Joodse persoon wat daar gepraat het nie, maar dit was vir ons baie spesiaal. Ons het op 'n stadium het ons geloop langs die see van Galilea. En terwyl ons daar loop en ek en sy het so hand aan hand geloop, het ek ewe skielik besef, toe Jesus gekom het na die aarde toe en hy het sy disippels gekies, het hy nie onder die Grand Ryk Jode die disippels gekies nie. Hy het hier op die langs die see van Galilea op, dis nie strand nie, dis klipperige strand, het hy gestaan en hy het sy disippels as vissermanne, het hy eenvoudige mense gekies om saam met hom die pad te loop. En ek het nagekyk en ek het vir die Here net geëer gesê, en hy het ook 'n kind met Down syndroom gekies, om vir hom te getuig oor die hele wêreld. Dis nie 'n ding wat 'n mens moet uitdink nie, want haar elke toespraak, en daar's nou 950 plus kere, want ons skryf hulle neer, wat sy gepraat het, is 'n verering van die wat vir die Here vir haar gedoen het. En ek het vir die Here dankie gesê, dat sy ook een van sy disippels is. Toe ons na die klaagmuur van Jerusalem toe gegaan het ek gesê, sy moet een van daai rolletjies, jy skryf so gebed op 'n rolletjie neer, en ek het gesê, ek wil nie weet wat sy doen nie, maar sy moet vir haar 'n gebed skryf, en ek sal 'n gebed skryf, en dan sit jy dit in die muur. Nou ons aanbid nie die muur nie, maar die God wat die tempel, wat wie se huis dit was, aanbid ons, en dit was net vir ons spesiaal om ook daar 'n gebed in die muur in te sit, as 'n teken, dat ons met ons Vader in die hemel praat. En ek het gebid, dat ons Vader, Jesus Christus, en die Heilige Gees my sal help, om vir Cherie te help, om sy woord uit te dra, binne haar beperkings, so ver sy kan, oor die hele wêreld. Dit is 'n belaglike droom, om te droom, of 'n bid, om te bid. Maar ek het dit gebid. En toe ons wegstap, toe vra ek vir haar, wat het jy gebid? En sy het gebid, dat sy sal graag die Here se naam wil uitdra oor die hele wêreld, oor die hele aarde. En toe ons in Nieu-Seeland praat, en sy genooi is om daar te praat, toe vra ek vir of sy nie dink, dis nou die uiteinde van die wêreld. Kan ons sê, ons het nou ons gecover. So, ek dink, dit daai naby die Here voel, en jou kind te weet, al wat ek is die hulp, die assistent, wat haar moet help, om te doen wat die Here wil hê, sy moet doen. En so dit was vir my 'n hoogtepunt in ons lewens. Ek onthou nog 'n hoogtepunt, dit was dink in Indië gewees. Dit was ook so World Down Syndrome Day Conference, en elke Down Syndrome volwassene het hulle
land verteenwoordig en ek het nou my land se vlag het ek ook gedra. Jy het nie jou land, wat se vlag gedra? Dit was Jy het die Down Syndrome International vlag. ja, Down Syndrome International Jy het vlag nie ons gedra. land. Ja. Wat maar ek het nou daai vlag het ek nou gedra, maar wat hulle het my aangekondig as Cherie Breinhart, the ambassador for all people with Down syndrome. Toe stap ek met daai vlag. In the world. In the world en toe stap ek met daai vlag op die verhoog en dit was ook 'n groot oomblik. Ja. Sjoe, ja, want daardie woorde eintlik waar geword wat jy en jou ma gebid het vroeër, nê? Ja. Wow. Dis ongelooflik julle. En Cherie, jy het so 'n mooi sê ding wat ek al van gelees het wat jy sê moenie fokus op wat jy nie is nie, maar wees trots op wie jy is. Dit is my so mooi en ek dink elke persoon kan met hulle eie uitdagings en sterkpunte vat en dit hulle eie maak, maar wat het jou al gehelp om in jou lewe so positief te bly? Want jy het ook al baie moeilike dinge wat jy te bowe moes kom, né? So hoe bly jy sterk en positief en fokus jy op wie jy wel is en trots te wees op wie jy wel is? Ek dink ek laat alles aan my hemelse Vader se hande. Toe my pa oorlede is en ek het my pakke gedryf, het ek vir my hemelse Vader gesê, asseblief, gee my die krag. Dis alles, en ek sê alles te danke aan hom. En jy glo. Ek dink die groot ding is, jy glo. Jy probeer dit nie rasioneel uitwerk nie. Ons het al groot gemaak vandat sy klein was, as 'n babietjie met Down syndroom. En ons was trots daarop. En ons was werklik trots daarop. Toe ek en na pappa nou uitgevind het dat sy ekstra kromosoom het, is ek 'n bioloog en ek het vir hom gesê, ek wonder nou of dit die sperm of die eiersel is wat die stukkie ekstra kromosoom gehad het, wat eintlik oorsprong aan hierdie ou babietjie gegee het. Nou eintlik weet ek is eintlik oor die algemeen die vrou, maar ek het hom net bietjie getoets. En toe kyk hy my so te sê, weet jy, ek is so mal oor hierdie dogtertjie, ek hoop is my sperm wat daai ekstra stukkie kromosoom gehad het. En hy was net vir ons geleen. En ek dink hy was 47, ek was 44 toe hy oorlede is en afgeval het by die Ograbiese waterval. En ek was 19. En jy was 19 en ek het daai tyd besef, ons het net vandag, ons weet glad nie wat in die toekoms gebeur nie. En weet jy, Jerry het my geleer, herinneringe is partykeer so belangrik en ons twee bou herinneringe. Want ek het gesien hoe belangrik Jerry se herinneringe in ons lewens is. So ek dink as ons herinneringe is nie ek staan eerste in die klas nie. Herinnering is die band wat daar tussen twee mense is wat soos een is. 'n Band wat sê, my kind, jy is absoluut fantasties. Jy het hierdie woord verkeerd gespel, maar jy is nog steeds fantasties. Kom ons probeer weer. En na so 'n paar keer dan sê jy gaan drink koffie, my skat, maar ons moet maar die ou woordjie reg kry. Jy weet, so 'n bietjie net fokus op die band tussen die twee mense en jy moet jou kan stimuleer. Ek het Cherie verskriklik baie geleer. Dis nie asof ek gesê het, nou gaan die Here hier 'n wonderlike intervention gee en Cherie gaan normaal word nie. Ek wil haar nie normaal hê nie. Toe die mense gesê het ons gaan haar normaal bid, toe sê ek moet asseblief nie. Ek hou van hierdie gesiggie. Hierdie gesiggie is Cherie. Ek wil nie 'n ander kindjie hê nie. So bid haar dat sy die beste kan wees wat sy kan wees. En as ons almal Daniela, jouself, jou dogtertjies, jou man, almal net die beste kan wees wat jy kan wees. Dis al wat ons wil hê. En wat sien julle het nou gepraat oor jou pappa Cherie, oor jou pappa Cherie, Ruim. As jy terugdink aan hom, ek weet soos jy sê Suzette, Cherie is haar eie mens, sy is nie jy nie, sy is nie Jerry nie, maar watter eienskappe van hom, wat van sy nalatenskap sien jy in Cherie? Dat hy altyd netjies was, dat hy altyd gelag het, dat hy altyd grappies gemaak het. Ek moes dit reg. Wat sy was klein, so ek het die pad meer gesien in hom. En die eienskappe wat hy gehad het, hy was tevrede. Hy was ontsettend lief vir die Here. Ten spyte daarvan dat sy pa vroeg oorlede is. Ten spyte daarvan dat sy ma kwadripleeg was en hom nie kon grootmaak nie, was hy tevrede. Hy het nie gesê, hoekom het die Here dit aan my gedoen nie? Hy het gesê, die Here het my geseën om hierdie pad te loop vir 'n rede. En ek gaan hierdie pad gebruik vir 'n getuienis. En nou het hy vir my 'n kans gegee om te getuig
Want as dit net goed gaan, kan ek nie getuig nie, want ek kan niemand bereik nie. Want kyk hoe gelukkig is hy dat dit net goed gaan. En toe gee hy vir ons hierdie kindjie en Jerry was tevrede. En toe Jerry weg is by die Ograbiese waterval. Toe dink ek, goed, wat het ek by hom geleer? Ek moet tevrede wees, want dit is die pad wat die Here wil hê ek moet loop. Dis nie iemand wat dit besluit het nie. Dis verseker nie die Satan wat dit besluit het nie. Ons gaan elke ding tot eer en verheerliking van die Here aanpak. En ek dink dit is wat Papa Jerry vir ons geleer het. Hy het ons geleer lag. Hy was heeltemal te netjies, dit was verskriklik. Wat ek ook vir my pa onthou is, as hy klaar gewerk het, 5 uur nou sê vir sy mense, dis nou tyd vir familie, hy kom nou huis toe. Hy het sy familie Hom nou eers vir was. ons. Ja. Nou is dit tyd vir die huis. So daai ek wens ek kan vir elke mens sê, die herinnering wat jy nalat is jou nalatenskap, nie jou geld nie, nie jou grand kar nie, en ook nie die mooi koppietjies nie, die kinders gaan nie die koppietjies wil hê wat jy daar in jou kas wegbêre nie. Dit is, wie was jy? En as my kinders net dit kan onthou. Ek dink ek en Sherry weet, ons leef tydelik, en ons dra alles net aan die Here op. Ja. Vertel 'n bietjie van wat gebeur het daai aand wat hy dood is. Ja. Okay. Dus vir my as dit begin tranerig raak. Dis Maar, okay, ons huil baie op hierdie podcast. Okay. Al die mense was daar gewees. My iemand is vir my ma, by my ouma gaan vertel dat my pa vermis is. My sussie was by die skool, sy het buitemuurs gehad. My ander sussie het matriek geskryf en sy moes geleer het. Later het mense net gekom om te kom te simpatiseer. En my sussie het ook nie geweet nie. Toe vertel hulle nou vir my sussie. En ek het televisie gekyk. En toe het my ma vir my sussie by die skool gaan haal. En al die mense het dit gekom om te kom simpatiseer. En ek het televisie gekyk. Later, toe sê my ma, hulle moet nou eers na my toe kom. En ek het gesien iets was nie reg gewees nie. Toe sê dadelik die televisie af en vra wat fout. Toe sê my ma vir my pa vermis is. En waarom het niemand praat nie. Ek het in my kamer toe gegaan. Op my bed gelê. En my mee gekyk. Toe kom die dominee na my ma toe. Die vrou, wat kan hy doen? Die vrou sê my ma vir my, om na my toe. Toe sê hy vir my, Hy skielik net, nou want hulle gaan nie kan hoor wat jy sê nie. ekskuus, Sluk vir af jou neus. Okay, probeer weer. toe sê hy vir my, hy sien my kamer is donker, my lewe is donker. Toe gee hy vir my die woorde, en ek vir hom moet kyk. Toe sê hy vir my, laat my, jy met jou liggie skyn vir Jesus. En dit is waar al my praat te begin het. En dit is waar jy my genooi het vir hierdie potsending. Dankie hiervoor. Dankie vir jou, Sherry. En ek wil ook vir julle twee sê, ek weet van julle storie. Ek meen, ek het al van julle gelees en alles, en toe dink ek bietjie aan 'n ma en 'n dogter wat ek mee wil praat, en ek het net dadelik aan julle gedink. So ek weet, dit is 'n bewys dat julle lig is wat skyn, dat ek weet van julle, en dat julle nou weer hierdie platform kan gebruik. So daai wat hy vir jou gesê het, Sherry, is absoluut iets wat jy leef en uitstraal. En daarom wil ek ook by jou weet, jy het gesê, jy het op haar verhoog gestap. Jy is 'n ambassadeur wêreldwyd vir mense met Down syndroom. En
as daar nou 'n ma of 'n jong dogter is dalk met Down syndroom of 'n ma wat nou gehoor het sy kry 'n kindjie met Down syndroom en sy's bietjie bang en sy's onseker. Cherie, wat is jou boodskap vir daai jong kind, 'n kind met Down syndroom oor hulle lewe wat voorlê? Wat ek vir wil sê is, wees lief vir jou kind. Of hy Down syndroom is of nie, of hy autisties is of nie, of hy doof is of nie. Ja, vind jy? Ek moet haar neus af. Ek hoop. Sommer ons albei. Laat die moeilikheid aan die Here hoor en hy sal vir die pad wys. En wat sê jy vir die kind sê? En ek sê vir die kind sê, en ook, ek wil ook sê vir die ma ook, eintlik, moenie jou vergelyk met ander nie. Ek weet, ek is, maak die beste jy, wat jy kan wees. Dit is wat ek wil sê, en ja, die ma moet ook vir hom groot maak, as hy wonder, hoekom is hy Downs? Dan moet hy die ma vir hom verduidelik, hoekom is hy Downs? Dit is wat my ma vir my verduidelik het, want in die begin, wou ek nie Downs wees nie. Later het my ma vir my gaan wys, of die mense, dat die mense op die strate leef, dat die mense die asblik uit eet. Later te sê ek, nee, ek is dankbaar vir wie ek is. So, ek wil vir 'n mamma of vir 'n pappa, of wie ook al sê, aanvaar jou kind. En die kind, moet die kind nie ook aanvaar nie. Ja, die kind moet ook aanvaar. En mag die kind drome hê, Cherie? Ja, die kind mag drome hê, en hy kan doen net wat hy wil. Daai kind se drome. Ja. En die ouers kan hulle ondersteun. En elke ding wat hy goed doen, prys hom daarvoor. Alles wat hy doen is 'n bonus. Alles wat hy doen is 'n bonus. Daai woorde, ek wil hê ons moet dit regtig uitsonder. Want alles wat jy gedoen het, was 'n bonus. In jou tyd het baie kinders nie gepraat nie. Baie kinders kon niks doen nie. Ja. Baie kinders was in inrigtinge en weggesteek. So ons het regtig, ek het nie gedink jy gaan kan praat nie, toe jy eerste pappa sê uit die aard van die saak. Moes ek tevrede wees dat ek nie eerste is nie. En maar ek dink die ouer moet pas op dat die ouer nie so jammer is vir hulle self dat hulle so op hulle self fokus, dat hulle vergeet hulle het hierdie kind en dat hulle hierdie kind net moet alles gee wat hulle kan. Hulle kind in 'n normale skool sit, hulle wil die kind dit doen, dat doen. Hulle wil hê ander mense moet die kind leer. Hulle vat die kinders vir terapie. In Cherie se tyd was daar nie terapeute toe sy klein was nie. Dit is wonderlik wat ek moes doen. So en ek glo dat 'n ouer veel meer vir 'n kind leer as 'n terapeut. As jou kind terapie kry, ek stem vir terapie. Gaan saam, gaan sit op die mat, luister wat die terapeut doen en dan doen jy dieselfde by die huis. As jy voltyds werk, ek het ook voltyds gewerk, dan sit jy die televisie af as jy by die huis kom en daar is die televisie aan nie. En jy en die kind en die ander kinders maak sport, speel, leer, wys flitskaarte, maak of dit lekker is om te leer die ABC, maak of 1, 2, 3 lekker is, en doen hierdie goed, asof dit die lekkerste ding is wat daar is, want as dit vir jou lekker lyk, dan dink die kinders ook is lekker. Haar sussie het begin om onderste bo te lees, want die sussie was 21 maande jonger as Cherie, en ek het geprobeer om Cherie te leer ABC. So, dat het ons in die aand gesit met hierdie kaarte van ABC, want jy was nog nou nie Google nie, en daar was ook nie terapeute nie. So nou het ek baie te gou, het ek begin het met ABC, en dan later dan sal jy nou sê, K, A, T, Cherie, wat is dit? Dan sal sy sê tafel. Dan sal die sussie, wat oorkant daar sit, onderste bo lees, en sê, nee, dis kat. So die twee het later saam geleer en ek dink dit was die dinamika wat so goed was. So as jy 'n kindjie het wat gestremd is of 'n kindjie het wat agter is, kry net nog, want die kinders gaan mekaar leer. Jy gaan nie die wonderlike leermeester wees nie. Hulle het vir my nogal gesê, "O, jy's 'n onderwyseres, jy gaan nou kan leer." Toe sê ek, "Mooi, hulle het nie vir my in plantkunde, dierkunde en chemie geleer hoe om 'n Down syndroom kindjie te leer nie." Dit is 'n moederhart. So moenie net nie dink iemand is beter nie. Moenie dink iemand het al geleer om Cherie te word nie. Ek het nie. Dit was die Here se wil om haar te gebruik, nie om haar oulik te maak. Ekskuus, ek kan baie preek. Maar Suzette, ek wil net graag hê jy moet die luisteraars terugvat, want ek dink baie mense verstaan dalk nie presies hoe anders was dit in daai tyd in die vroeë 80s.
wat Cherie gebore is nie. Soos jy sê, kinders met Down-sindroom is in inrigtings geplaas nie. Maar jy vertel net vir ons so 'n bietjie watter tipe van ondersteuning het jy gehad of eintlik wat het jy nie gehad nie? Wat is die boodskappe wat jy gekry het oor hierdie babatjie met Down-sindroom en hoe sou die wêreld gelyk het of julle wêreld gelyk het as jy geluister het na wat almal vir jou gesê het? Okay, die superintendent van die hospitaal het ons geken en hy het kom kuier en hy het vir my gesê in watter inrigting gaan jy uitplaas? Nie gaan jy nie in watter inrigting. Vele mense het vir my gevra hoekom het jy haar nie geaborteer nie? Het jy nie geweet nie? Sê ek het nie geweet nie, maar ek sou haar nie geaborteer het nie, maar die boodskap is, dis so sleg, hoekom het jy haar nie doodgemaak nie? En die mense het vir my gesê, ag toe maar vergeet net van haar, sit haar agter in jou huis en vergeet net van haar. Daar is 'n kindjie wat ons ken. Wie se ouers dit gedoen het? Ons gaan kuier op hierdie stadium vir haar in 'n ouer huis, sy is so oud soos Cherie. Al wat sy kan doen is sy dra 'n doek, sy kan net haar tande borsel nie en sy speel met 'n boek. Dit is die boodskap wat daai ouers ook gekry het. Ek dink omdat Cherie die pappa was tevrede. Ek dink dit is 'n belangrike ding. Was ek ook tevrede. Dit help 'n mamma baie. As die pappa nie dink, o jette, jy weet hier's my eerste kind nou. Hy was nou hierdie rugby speler, so sy gaan nou nie vir Suid-Afrika kan netbal speel of vir die rugby speel. Hy was tevrede. En as die pappas net daai tevredenheid vir die kind kan oordra. Die lewe was so dat dit 'n vreeslike skok was. Ek het skool gehou en die kinders was fantasties, want 'n kind dink nie soos 'n groot mens nie. Ek het teruggegaan, toe sy 'n week oud was, toe gaan ek terug Oranje meisieskool toe met hierdie babatjie, want ek het vir hulle gesê, as hierdie kind, want ek het gewerk tot 2 weke voor sy gebore is, en hulle het babatjie gesien groter en groter word, en toe sê ek, maar ek sal haar kom wys voor die skole sluit, en dit was die dag voor die skole gesluit, sy was 'n week. En ons het so toe gegaan, die eerste ding, Juffrou Spies was die wonderlikste skool van Oranje, die kwaaiste tannie wat ek geken het, maar dit was fantasties, want sy was nie kwaai met Cherie nie. Ek het ingekom in die kantoor, en ek het hierdie babatjie in haar draagstoeltjie vasgehou, en sy het vir my gesê, is jy lief vir die kind? So, ek het sê, Juffrou Spies, ek is mal oor haar, sy is my babatjie. En sy het opgestaan van haar stoel af met al haar waardigheid en omgeloop om die tafel en met die klein babietjie so en gesê, "Gigi, ons is ook lief vir jou, hoor, ons is baie lief vir jou." Ek het in die klas gekom en my kinders aangegaan en ek het briefies gekry van die skoolkinders. Vir al die kindertjies wat moeilik geleer het vir my dankie gesê dat ek haar nie weggegooi het. Dankie dat ek haar aanvaar. En dit was vir my een van die hardste, ek kan haar naam noem. Dis 'n dogtertjie wat in die klas gesit het. Sy was in 'n klas wat vreeslik slim kinders gehad het. En sy het altyd met hierdie vraagtekentjie op haar gesig vir my gekyk. En kom sê sy vir my dankie dat ek my kind gehou het. So sy was miskien nie so slim nie, maar sy het waardes gehad. En so het die omgewing vir my hulle liefde gewys. So ja, daar was nie hulp nie, daar was nie terapeute nie. Ek het al gevat, toe uiteindelik is daar 'n vreemde pediater, nie my pediater nie, my pediater was wonderlik, wat toe sê, hy sal die mense help om die kinders te stimuleer as daar, het was nie koerant, dat as hulle hulp wil hê. Toe kom ek met Cherie daar aan, sy was regtig mooi, ek het vir haar bokstertjies gemaak wat daar gesit het, sy het 'n fluweel rokkie aangehad, sy het regtig mooi gelyk, en mooier as enige van die ander kinders, en hy het haar net so gekyk en gesê, ek help nie Down-sindroom, ek gaan sê soos hy dit, ek help nie Mongole nie. Hulle gaan dood, as hulle 20 is, en hulle ontwikkel tot op 7, en verder eet hulle net en word vet. En ek het so gestaan en kyk, en ek het gedink, goed, hy is nie die Here nie. Die Here sal haar toekoms bepaal. So, 'n ouer moet ook bietjie besluit waarvoor gaan jy hartseer wees. Gaan jy nou jou hele lewe hartseer wees, oor dat een persoon nie die insig gehad het om vir jou reg te antwoord nie. Ek het nie op daai mense gefokus nie. Ek is nie vir hulle kwaad nie, ek was nooit vir hulle kwaad nie. Ek het besef, hulle het nie die kundigheid gehad om die regte woorde te sê nie. Kan ons asseblief net die mense wat die verkeerde woordjies sê, ook vergewe, en sê, maar ek weet van beter nie, want ek loop 'n ander pad. Jy loop nie daai pad nie. So ek is vir niemand op hierdie aarde, is ek negatief teenoor nie. So daai tipe goed, toe
toe ons haar nie, toe moet sy getoets word. Toe dink ek nie, maar sy moet nou by 'n skool kom wat 'n hoofstroom lewenplan het met klein klassies wat ook fisies gestremde kinders het. Ek kom daar aan weer met sussie wat lyk of sy 'n prinses is en nou gaan ons haar toets. Ek hoor mens kan hulle hier toets, maar niemand anders het dit nog gedoen nie, maar ek gaan dit nou trou. En die skool het daar so gekyk en gesê, nee, hierdie kind gaan my skool 'n slegte naam gee. Ek wil haar nie in my skool hê nie. Toe sê ek, dis reg. Die Here beplan. Niemand anders doen dit nie. So dit is miskien die wil van die Here gewees. Ek weet ek het die aand toe geloop, so op die gras by die huis. Sê Here, ek is jammer want ek het iets geprobeer, maar dit was nie u wil nie. So wys my altyd wat is die regte ding vir hierdie dogtertjie. Dat ek haar nie onder spanning plaas, onder stres plaas, net omdat ek haar wil ontwikkel nie. Dit is nie die idee nie. Sy moet wees wat u wil hê sy moet wees. En ek is tevrede as ander mense vir my dan die pad wys wat anders is as wat ek gedink het. En toe, basies 2 maande later, het hier dieselfde skool vir my gebel. Sy was by Letty Forsie se kleuterskool, spesiale kleuterskool. Sy was die mekaar, haar hare was nie mooi nie, sy het nie 'n mooi rok aangehad nie, en dit sê bring tog maar die kind. Ek het gewerk op daai stadium, ek het verlof gevat, en ek het die kind gevat. En na 2 dae het hulle haar geëvalueer. Maar die vorige skole was nie by die skool nie. Ja, in daai 2 dae was die hoof wat haar nie daar wou hê nie, was nie by die skool nie. Ja. Wie wel daar was Dawie Hugo wat later skoolhoof van Letty Forsie geword het. Hy was die onderhoof. En na 2 dae het hy en meneer Janeke het ons ingeroep, die sielkundige. En gesê goed, Mattie Du Plessis vat nie persone met Down-syndroom nie. Dit is ons reël. Ons het al getoets, haar IQ is hoog genoeg dat sy hier toegelaat kan word. So as ons nie na haar gesig kyk nie, dan kan sy toegelaat word. Maar as ons na haar gesig kyk en haar gene, dan kan sy nie hier toegelaat word nie. Ons gaan 'n kans vat. Ons gaan haar hier toelaat. Ek is nou nog dankbaar vir hulle, want hulle het die Rubicon oorgesteek. Dit was nie in die tyd gedoen nie. Die skool het my die maandag gebel en gesê, as sy iets verkeerd doen, is sy weg. Toe sê ek, meneer, gaan net 'n week. As sy iets vir 'n week lank verkeerd doen, iets een dag klink vir my normaal, maar gee my net 'n week. En dit was 15 jaar later, want sy was 3 toe hulle haar getoets het. 15 jaar later het ek haar gaan haal, toe sy al graad 10 gehad, want sy was toe 18, want sy het 'n jaar teruggehou vir sub A op daai stadium, en ergens toe sy hoërskool toe gegaan het hulle haar ook 'n jaar teruggehou om haar sterker te maak. En sy het haar graad 10 nasionale eksamens geslaag, en ek het na die skool toe gery die dag om haar te gaan haal, en ek het geweet, dit was die Here se wil. Dit was die Here se wil dat sy hierdie pad moet stap, nie my wil nie. Dis slegte goed moet partykeer gebeur dat ons 'n groter prentjie kan kry. Maar dis nie lekker as slegte goed gebeur nie. Maar kom ons kyk altyd ver op. Daar's 'n kruis op 'n berg. Dit was nie lekker nie. Dit was nie lekker toe Jesus moes weggaan nie. Maar kyk wat goed het uit dit uitgekom. So kom ons almal weet, ja, elke slegte ding kan ons ten goeie laat meewerk. En Cherie, dis eintlik so mooi dat jy teruggegaan het na daai skool toe en 'n werk gekry het, nê, by Letty Forsie het. Verstaan ek reg? So vertel ons net. Eintlik ek het by die kollege waar ek geswat het, daar's so 'n vak, hulle noem dit didaktiek. So dit beteken ek het teorie en prakties gedoen. So die teorie gedeelte het as ek eksamens skryf, dan skryf ek dit, maar daar's 'n ander gedeelte prakties. So dit beteken jy moet nou by skool gaan proef en dan moet jy lessies gaan aanbied sodat die juffrou vir jou kan punte gee. So ek het nie net daar gaan begin, kon ek sê, offisieel begin nie. Ek het eers daar begin sodat as 'n student. As 'n student. So hulle gee vir my sê maar daai sê maar 'n taalles, dan moet ek gee die juffrou vir my 'n tema, dan moet ek nou sê maar 'n taalles voorberei vir hierdie tema en dan gee hulle my punte vir my lessies wat ek moes aanbied. En alles het reggeloop en toe is ek nou is ek amptelik daar. Toe jy vir die skoolhoof gaan vra, kan hy jou asseblief aanstel? Dit is pragtig. Ja. Of sy moet jou net vertel van dit, sy's nou op hierdie stadium by 2 klasse. Ja.
Ook vertel vir haar jouself. Okay, ek het eers begin by die babakampie. Dis al die babietjies wat nou nie helemaal Van 3 jaar af op. van 3 jaar af op. Maar ek het eers daar begin. Ek het later as hulle nou gedinges in hulle broekies, ek moes dit skoonmaak. Ek moes die klasse skoonmaak. Waar hulle nou gemors het en aktiwiteite gedoen het. Later het die een juffrou gesê, nee, okay, jy is eintlik gekwalifiseer as 'n assistent onderwyseres. Toe gaan ek oor na die ander kampie toe waar daar 'n bietjie groter kindertjies is. 'n Bietjie, wil ek sê, van 10 af op na 15, 16, 17. Toe ek nou daar vir hulle gaan help. Toe het ons hierdie jaar begin. Dis nou toe ons op skool was, het ons altyd klasse gewissel. Dis nou die normale mainstream skool, Ja, die dis hoofstroom skool. ja, dis die hoofstroomskool. Maar die kleintjies moet nou in die begin, dit was nou in die begin van hierdie jaar, het ons begin, dis nou 'n nuwe kurrikulum wat ons nou begin het, dat hierdie kindertjies ook nou begin klasse wissel. So van die juffrou gee 'n spesifieke vak vir daai kindertjies, dan moet hulle nou elke dag so wissel, want die juffrou wat vir uithelp, sy moet dit nou ook, sy moet ook nou 'n vak aanbied, soos aard en kuns. Dis haar vak wat nou. En toe ons het 'n departement so. En die departement het eers na my toe gekom. Toe sit eers my daaroor gepraat met die juffrou by. En toe sê sy vir my, sien jy kans om terug te gaan na die babakampie toe, maar om net vir hulle stories te vertel. Nie om Later. Ja, later in die dag, dat jy nog steeds by die juffrou bly. ja, maar dan ek bly nog steeds by die juffrou, maar sien maar tot 10:00, dan het hulle broodjie tyd, dan gaan hulle nou speel, sien maar van 11:00 af, en ja, maar later gaan hulle ook nou begin klasse wissel. Maar dan moet ek 11:00 gaan, weer terug na die babakampie toe. Want van 12:00 af eet hulle iets, as hulle klaar geëet het, dan sit hulle klaar op die mat en wag vir my, sodat ek vir hulle stories kan vertel. En dit is wat ek nou op hierdie oomblik doen. En vertel nou nog. Dan het ek nog 'n app ontwikkel. Ek Nee, ontwikkel nie, ontdek. Ek het hom ontdek. Ja. Hulle noem dit ChatGPT. Ja. Ek weet nie of jy al dit gehoor het nie. Ek Maar maak as ook gebruik daarvan. Ja, Dis baie pret, né? As hulle net vir ChatGPT sê net maar ons doen nou sintyd, as ek vir ChatGPT sê, gee vir my 'n storie oor oog in Afrikaans vir gestremde kleuters. Dan translate hy onmiddellik na Afrikaans toe en dan sal ek vir die kinders 'n storie vertel van my oog. Ek maak 'n liedjie van my oog. Ek doen elke ding op ChatGPT, dan vertel ek vir hulle so stories. En wat het die juffrou nou gesê? Laaste ding. Okay, laaste ding. Eers voor ons hierdie lang naweek gehad het, toe sê sy vir my, sien jy kans om vir al die kinders in die babakampie, daar so 'n grasgedeelte waar hulle op sit, sien jy kans om vir almal nou 'n storie te vertel? Ek sê ja, is reg. Later, toe kom ek agter die juffrou stry oor my, hulle wil my nou gebruik. En later toe sê ek, hoorie so, van die kinders, hoorie so, wie van julle hou van handpoppe? Sê ek, okay, maar ek het mos nou handpoppe op die huis. Ek sit my hande in die handpoppe in. Maar dus sê almal, ja, hulle is lief vir handpoppe. Sê ek, okay, volgende keer, na hierdie lang naweek, gaan ek begin handpoppe bring en dan gaan jy al die kleintjies gelyk storie lees. Ja. Okay, dit is 'n lang storie, maar dit is 'n lekker storie. En dis nie sê almal wat vir kinders lekker kan stories vertel en wat die kinders aandag gee en vir jou luister nie. So jy het beslis dan 'n gawe om dit te doen, Cherie, want ek het ook 'n 2-jarige dogtertjie en jy weet hulle aandagspan is maar kort, so jy hou hulle gefokus. Al die kinders is aandagafleibaar. So dit beteken hulle kan nie lank sit nie. So hulle drink sulke pille, Ritalin pille, dat hulle nou nie meer hiperaktief is nie, sodat hulle nie kan die hele tyd opstaan nie, so hulle sit stil, luister vir my. En hoekom luister hulle vir jou? Ek sê gewoonlik, ek praat net een keer, en dan luister hulle vir my. Dis goed, laat jy hulle op hulle plek hou, laat hulle aandag gee. Ek wil by julle twee hoor, terwyl dit nou gaan oor Moedersdag. Cherie, ek weet nog gaan baie dinge wees, maar as jy net een ding moet noem wat jy dink, wat het jy by jou ma geleer? Die eerste ding wat in jou kop opkom, wat het jy geleer by jou ma Suzette?
Jy mag nie sê kwaai nie. Moet ek sê of moet sy sê? Moet ek Sy sê moet wat sê ek by wat my dit ma sy by nee, eers sy jy en dan mag- gaan ek jou vra. Ja. Okay. Okay, wat ek by my ma geleer het is oor Moedersdag is Oor moeder wees. Nee, ja, sommer jy by oor enige les. Jy kan enige les wat jy by jou ma Enige les geleer het. wat jy- 'n Groot O, les wat wat jy leer. toepas. om my ma leer vir my om vir ander iets te kan beteken. Dis wat ek kan onthou van wat my ma vir my leer. Soos wie? Soos enige mense, soos agtergeblewe persone wat in die townships bly of Ou mense nie. ou mense maar ek hulle nie spesifieke mense onthou nie, maar sulke mense. Dis 'n pragtige les. En jy Suzette, vertel ons van jou ma en wat het jy by haar geleer? Ek en my ma was geweldig na aan mekaar. En ek dink dit is uiteindelik seker die suksesresep is as 'n vrou en haar ma na aan mekaar was, dan is sy waarskynlik ook na aan haar kinders, want dis die voorbeeld wat sy gekry het. My ma was sieklik, so sy sou nie so baie dinge saam met my kon doen nie. Maar sy sou deur die vuur vir my geloop het. En ek het geleer dat 'n ma moenie na haarself kyk nie. Sy moet altyd eers doen wat vir haar kind goed is. Haar eie wat vir my goed is nie so belangrik nie. So stel jouself so 'n bietjie agtertoe, ongelukkig van dat jy kinders kry. As jy nie dit wil doen nie, moenie kinders kry nie. Maar as jy eers kindertjies het en jy hou hulle vas, dan weet jy hoe lief het jy hulle. So dan moet jy jou eie vooropgestelde idees partykeer agtertoe sit en hierdie kind die kans gee om hierdie kind te wees. My ma het nie vir my gesê wie ek moet wees, hoe ek moet wees, wat ek moet wees nie. My ma het nie vir my gesê ek moet die beste in alles wees nie. As ek te hard geleer het en te goed gedoen het, dan sou sy vir my gesê, my hartjie, is dit vir jou lekker? Is dit vir jou lekker om die hele tyd te leer? Is dit sy het nie gedink sy hoef vir haar vriende te sê haar kind doen vreeslik goed in die skool en wat ook al nie. Dit was nie vir haar belangrik nie. Dit was vir haar belangrik dat my mens wees moet gelukkig wees en dat ek in my mens wees na die Here moet wees. My ma was baie lief vir die Here. So ek dink haar liefde, haar gebede, haar omgee, sy het dit vir my geleer. Dankie. Ek het nou nog so 'n bonusvragie. Ek wil ook by jou hoor Suzette, wat leer jy by Cherie? Ek dink ek leer meer by Cherie as by enige ander mens. Weet jy, ek weet ek moes haar hê. Ek sou selfsugtig gewees het. Dis my aard. My aard is om oor myself, ek wil gelukkig wees en oulik wees. So eweskeerlik het ek gesien hoe tevrede sy is om sy te wees. Ek het gesien hoe nederig sy is en sy dink nie sy's beter as iemand anders nie. En ek het gesien sy het my nodig. Sy het my geleer dat ek iets kan beteken vir iemand sonder om iets terug te kry. Sy het my geleer dat die Here absoluut vir haar verskriklik belangrik is. Ons dink baie keer so met ons verstand, dat ons vergeet om met ons harte en ons diep in ons te dink. En Cherie, sy dink nie met haar verstand nie, sy dink met haar hart en sy het die Here so lief. Sy leer my van liefde vir die Here. Baie dankie. Dit is my so voorreg om julle twee te leer ken en dat julle storie en bietjie van julle reis as ma en dogter met my en ons luisteraars en kykers gedeel het. Dankie Cherie en dankie Suzette. Is daar nog enige iets wat julle wil sê wat julle dalk gemis het tydens die gesprek of net so mee wil eindig? Wat wil jy sê? Ek wil nog net een ding sê, ek het 'n boek oor my lewe geskryf. Ja, vertel ons. Ja, dit is net lekker. My ma het nog by die universiteit gewerk en daar was 'n gym, 'n daaglikse gym. As dit vakansie was, dan het ek my rekenaar daar gehad. Ek het gewerk aan my boek, maar my ma het nie geweet wat maak ek nie. My ma het later my gevra wat maak ek? Toe sê ek nee, ek skryf 'n boek. Maar my ma wou ook 'n boek eintlik geskryf het. Maar later toe gee ek my stiefie vir my ma om te kyk hoeveel bladsye is daar. My ma onthou hoeveel bladsye was daar. 120. Toe later sê my ma nou moet dit vir Tannie Marita Martens gee om net te kyk later. En toe sê Tannie Marita Martens my gehelp, maar later Tannie Marita Martens gesê my boek moet nou vlerke kry. En toe gaan hy na Lux Werby toe. En Lux Werby is die een wat
en ek sê alles bymekaar sit en later het by Maakie laaste helfte geskryf. Ek het die eerste helfte geskryf en het was so lekker om my boek op die rakke te sien en het was lekker. Wat was jou boek se naam? My boek se naam is in Afrikaans Cherie Nes ek is, in Engels ook Cherie Just the Way I Am. En ek dink ons moet daarmee afsluit. Ja. Dat laat ons net wees wie ons is. Wie is jy hier diep binne in jou hart? Wanneer niemand jou sien nie. Dis die jy wat jy regtig is. En ek dink Cherie is tevrede net wie jy is. So die mense hoef nie vir jou te sê jy lyk eintlik soos 'n Down syndroom nie, né? Hulle kan maar sê jy lyk so, want dit is reg, want dit is wat die waarheid is. Sy's net Cherie vir my, maar kom ons wees almal Nes ons is, maar dit moet 'n oulike Nes ons wees.